en welkom. Ons verken dan saam hoe ons God se Gees kan toelaat om ons te vul, om ons te help om te leef hoe ons moet leef, om te doen wat ons moet doen, wanneer ons dit moet doen en ook hoe om dit te doen. Ek nooi om weer saam met my te luister na die woorde uit Efesiërs 5. Pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse. Koop die tyd uit omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus. Vandag draai ons na een van die mees eenvoudige, maar ook mees kragtige praktyke wat Paulus beskryf, dankbaarheid. Om deur die Gees vervul te word, is om God te dank vir wat in ons lewe is. Nou, dankbaarheid is iets wat ons gereeld hoor. Ons sê vir mekaar, wees net dankbaar. Maar wat beteken dit regtig om 'n lewe van dankbaarheid te leef? En hoe kan dankbaarheid 'n deur wees waardeur die Gees ons vul? Nou, dis eerstens belangrik om te hoor wat Paulus nie sê nie. Hy sê nie, wees dankbaar wanneer alles reg loop, of wees dankbaar vir die goed wat sin maak nie. Hy sê, wees altyd vir alles dankbaar. Nou, dis 'n radikale uitnodiging. Dis nie 'n uitnodiging tot oppervlakkige, positiewe denke nie, maar tot 'n innerlike transformasie wat lei na nuwe perspektief. So dankbaarheid is nie 'n gevoel wat wag op omstandighede nie, dis 'n ingesteldheid van die hart. Wat ons hier ontdek, is dat dit 'n geesgevulde postuur is, 'n liggaamshouding. Dankbaarheid is 'n manier om terug te keer na die hier en die nou en die teenwoordigheid. Dis om jou voete weer stewig op hierdie grond te plaas. Nou, ons leef in 'n kultuur waar ons dikwels fokus op wat ons nog nie het nie, wat tekortskiet, wat ontbreek, wat anders kon gewees het. En wanneer ons met hierdie lens na die lewe kyk, dan raak ons siele stadig, maar seker uitgeput. Want ons raak gefokus op die tekort en ons raak vasgevang in vergelyking. Ons sien nie meer raak wat ons al reeds ontvang het nie. Dankbaarheid help ons om weer te sien en om met nuwe oë te kyk, selfs na dit wat ons dikwels vanselfsprekend aanvaar. Die asem in my longe, die son, 'n kind se lag, brokkie vrede in jou binneste, vriend se boodskap, 'n eenvoudige maaltyd. Nou wanneer ons begin dankie sê vir die eenvoudige dinge, gebeur daar iets in ons hart. Ons hart begin oopgaan. Ons begin met ander oë te sien, en dis presies daardie openheid waarin die Gees werk. Die Gees vul mense wat leeg raak van selfbeklag en vol raak met verwondering. Nou dankbaarheid beteken ook nie ons ontken pyn of ons ontken verlies nie, inteendeel. Dit is juis wanneer jy met jou rou hart kan dankie sê vir 'n oomblik van vrede, dat dankbaarheid sy diepste werk doen. Want uit dankbaarheid vir God se teenwoordigheid, vir sy wees in ons lewe, dan bring dit 'n skryntjie lig in ons donker. Dis 'n manier om te sê, ek kies om te leef vanuit hoop. Dankbaarheid is nie net 'n reaksie op die lewe nie, dis 'n manier hoe om die lewe te benader. Dis 'n ingesteldheid. Paulus nooi ons, sê altyd vir alles dankie. Dankie sê vir wat jy verstaan en vir wat jy nie verstaan nie. Vir wat jy verwag het en vir dit wat jou verras in die lewe. En om so te leef, is 'n lewe van oorgawe en 'n openheid vir God se werking. Nou, dis interessant dat Paulus dankbaarheid verbind aan die naam van Jesus. Hy het gesê, dank God die Vader in die naam van ons Here Jesus Christus. Nou, dis nie 'n oppervlakkige, net ek is positief houding nie. Dis 'n diepe herinnering aan wie God is. God wat getrou is, selfs in ons vrae. 'n God wat teenwoordig is, selfs in ons pyn. 'n God wat gee, selfs wanneer ons nie alles sien nie. Nou, waar jy vandag sit, dalk voel jy nie baie dankbaar en dis ook okay. Jy hoef nie vandag 'n lys van 1000 dinge neer te skryf
waarvoor jy dankbaar is nie, maar miskien kan jy begin met een eerlike, klein, opregte dankie. Daar klink dit so: Here, dankie dat U hier is. Dankie vir die geskenk van lewe. Dankie vir mense in my lewe. Dankbaarheid kan ons anker in die hede. Dit kan ons terugbring na waar ons nou is, waar ons nie vasgevang is in die verlede nie, en ook nie in die toekoms bekommer nie, maar in die hier en in die nou, waar die Gees ons kan vul. Nou Jesus het 'n lewe van dankbaarheid vir ons gemodelleer. Voor hy die brood breek, het hy dankie gesê. Voor die wonderwerk van die vermeerdering van visse en brode, kyk hy op en hy sê dankie. Dankbaarheid het hom verbind aan die Vader, selfs in oomblikke van tekort. En wanneer ons Jesus volg, dan word dankbaarheid ook 'n manier van lewe. Nou in jou tyd van stilte en gebed vandag, kan ek jou nooi om 'n stuk papier te vat, dalk 3 dinge neer te skryf waarvoor jy nou opreg dankbaar is. Dalk is dit groot en klein, fisies of geestelik. En lees dit dan hardop op. Miskien wil jy dit vandag ook met iemand deel. En dan probeer om deur die dag mini dankies in te bou. Dalk wanneer jy tee maak, wanneer jy in die verkeer sit, wanneer jy alleen is, wanneer jy in 'n gesprek is, fluister net dankie Here. Jy mag dalk verbaas wees hoe hierdie ingesteldheid jou lewe kan verander. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die geskenk van lewe. Dankie vir asem, vir lig, vir die liefde en vir die genade. Dankie vir die woord wat 'n lig is op ons pad, vir die stem. Here, dankie dat ek nie alles hoef te verstaan om dankbaar te wees nie. Help ons om vandag met oop oë te leef, met 'n sagte hart, met 'n gees van verwondering. Ons bid en vra, Gees, kom vervul ons. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.